Goeiemôre, broers en susters. Baie welkom by ons erediens. Mag ons die Here ook loof en prys en sy verbondstrou ervaar vandag ook in ons erediens. Kom ons begin ons erediens deur saam vooraf te sing. Ons gaan sing uit lied 184 vers 1 en 3 en dan lied 241 vers 1 en 2. Geliefdes, die woordem is ons openlike verklaring as gemeente dat ons in die Here glo. En dit kan ons saam met Dawid doen. Uit Psalm 59 sê hy, maar ek sal sing van u mag. Elke môre sal ek jubel oor u trou, want u is vir my 'n veilige vesting, 'n skuilplek in tyd van nood. Tot u eer wil ek sing, u my sterkte, want u is my veilige vesting. U is my troue God. Geliefdes, as ons die Here se naam so aanroep, dan verseker hy ons ook van sy seën. Ontvang ook daarom die seën van ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die seën van die Here deur saam te sing uit Psalm 146 vers 1 en 3. Ons gaan die T.T. Kluton digting sing van Psalm 146. Ons gaan opstaan terwyl ons dit sing.
Kom ons staan so, dan bely ons ook saam ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En ons glo in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en na die hemel opgevaar. Hy sit nou aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gewerk. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Jy kan sit. Geliefdes, kom ons sing saam uit Psalm 81. Psalm 81, ons gaan daarvan vers 1, 5 en 6 sing. Geliefdes, die Israeliete kon sing oor hulle verlossing uit Egipte. En ons kan sing uit ons verlossing uit ons sonde, deur Jesus Christus. Kom ons lees ook daarom die wet van die Here met hierdie wete, ons is verlos. En daarom wil ons uit liefde vir die Here leef. En hy verander ons harte om dit te doen. Ons gaan vandag uit die prediking lees van die besondere liefdesverhouding of die liefdesverbond wat daar tussen Dawid en Jonathan was. En ons gaan juist daaruit sien dat dit nie ons normale instink is om mekaar lief te hê nie, maar die Here verander ons harte deur sy liefde, sodat ons ook ons naaste kan lief hê. En dis wat ons in die wet van die Here ook sien. Ons is nie normaalweg in staat om hierdie wet te onderhou nie, maar ons is verander deur Jesus Christus en daarom kan ons
deur die werking van die Heilige Gees ook die Here se wet onderhou. Kom ons lees saam uit die Here se wet uit Deuteronomium 5 vanaf vers 6 af. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders, die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde, tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag in die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier wat van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daarin dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, is vir ons 'n groot voorreg om tot U te kan sing. Om blydskap in U te kan vind. En om selfs te leer vandag uit die woord dat al is daar net een tree tussen my en die dood, jubel ek in U. Want U is by my in daai tree. Vader, U ken elkeen van ons. U weet van ons omstandighede. U ken ons vrese. U weet selfs waar ons in ons geloofsreis trek. U weet soms sukkel ons. Soms het ons nodig om tot U te bid en te vra, Here, ek glo, maar help my in my ongeloof. Gaan asseblief met ons vandag, dat ons uit die woord kan sien hoe U 'n verbondsbelofte aan ons gemaak het wat nooit verbreek kan word nie. 'n Verbondsbelofte wat sterk is, vol liefde, vol genade, en dat ons in hierdie verbondsbelofte kan leef, en dit gee vir ons krag om te sing. Ons bid dit om Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan nou weer saam sing uit Psalm 8-2 vers 3 en 4 en daarna gaan ons lees uit die Here se woord.
Ons gaan vandag saam lees uit 1 Samuel 20. 1 Samuel 20 vanaf vers 1 tot en met vers 17. Jy sal sien in die kompas het ons gesê die skriflesing is van vers 1 tot aan die einde van die hoofstuk. En dit sal goed wees as jy die hele hoofstuk by die huis ook gaan lees. Ek het net hierdie gedeelte so afgebaken omdat dit 'n baie lang gedeelte is om te lees en partykeer verloor ons konsentrasie as ons so lang gedeelte lees. Kom ons lees saam uit 1 Samuel 20 vanaf vers 1 tot en met vers 17 en dan is ons fokusvers is vers 3. Daarna het Dawid uit die profete kwartiere in Rama pad gegee en by Jonatan gekom en vir hom gevra: "Wat het ek gedoen? Wat is my oortreding of wat het ek verkeerd gedoen teenoor jou pa dat hy my lewe soek?" Jonatan het hom geantwoord: "Nee, wag. Jy sal nie sterwe nie. Jy weet goed, my pa doen niks groot of klein sonder om dit vertroulik vir my te vertel nie. Waarom sou my pa dan hierdie ding vir my wegsteek? Dit is nie soos jy dink nie." Dawid het toe vir Jonatan met 'n eed verseker: "Jou pa weet baie goed dat jy van my hou." En hy het gedink, Jonatan mag dit nie weet nie, sodat hy nie sleg voel nie. Maar so seker as die Here leef, en so seker as jy leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood. En Jonatan sê vir Dawid: "Ek sal vir jou doen wat jy wil hê." Dawid sê toe vir Jonatan: "Môre is dit nuwe maan, en ek moet saam met die koning aansit om te eet. Maar laat my gaan, dat ek in die veld kan wegkruip tot die 3de aand. As jou pa uitdruklik na my vra, moet jy sê: Dawid het my dringend verlof gevra om gou na die stad Bethlehem toe te gaan, want die hele familie se jaarlikse offer vind daar plaas. As hy sou sê, goed, dan is ek veilig. Maar as hy baie kwaad word, kan beslis dat hy klaar besluit het om my dood te maak. Ek het my met 'n verbond jy het my met 'n verbond van die Here aan jou verbind. Toon jou trou aan my. En as ek skuldig is, maak jy my dan dood. Waarom moet jy my nog na jou pa toe bring?" Toe antwoord Jonatan: "Nee, as ek seker weet dat my pa klaar besluit het om jou dood te maak, sal ek jou dit beslis laat weet." Dawid sê toe vir Jonatan: "Wie sal vir my kom sê of jou pa jou 'n harde antwoord gegee het?" Jonatan het daarna vir Dawid gesê: "Kom ons gaan veld toe." Terwyl ons dit lees, let 'n bietjie op dat Jonatan hier aan die woord is en hoeveel keer hy die naam van die Here ook gebruik in hierdie gedeelte. Hulle twee het veld toe gegaan en Jonatan het vir Dawid gesê: "So seker as die Here, die God van Israel leef, ek sal my pa môre of oormôre pols. Hy sal gunstig gestem wees teenoor jou, so nie, sal ek na jou toe stuur en dit in die geheim aan jou bekend maak. Mag die Here my om die lewe bring, as my pa besluit het om jou dood te maak, en ek jou dit nie in die oor fluister nie, en jou nie kans gee om veilig weg te kom nie. Mag die Here by jou wees, soos hy by my pa was. En as ek dan nog lewe, moet jy die trou van die Here aan my betoon, sodat ek nie sterwe nie. En jy moet jou trou nooit aan my familie onttrek nie. Selfs wanneer die Here die vyande van Dawid een vir een van die aarde af wegvee, mag Jonatan nie deur die familie van Dawid uitgeroei word nie. Want dan sal die Here dit vergeld deur Dawid se vyande." Dawid en Jonatan het Dawid dit met 'n eed vir hom laat beloof vanweë sy liefde vir hom, want hy het hom liefgehad soos homself. Vers 3 is ons teksvers, waar daar staan veral in die laaste gedeelte: "Maar so seker as so seker as die Here leef en so seker as jy leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood."
daar is maar net een tree tussen my en die dood. Geliefdes, dis wat Dawid letterlik ervaar het. Met Saul se spies in sy hand, kan hy net die verkeerde kant toe koes en hy is dood. En ons letterlik net een tree tussen hom en die dood. En net in die vorige hoofstuk, in hoofstuk 19, lees ons dat Dawid by Rama was, hy het geskuil by Samuel, en Saul stuur 3 keer mense om hom gevange te neem, om hom te dood. En dit misluk, en die volgende keer gaan Saul self om hom gevange te neem, en dit misluk. En Dawid kry die hele tyd hierdie boodskap, daar's net een tree tussen my en die dood. Ons kan dit selfs seker sterker in ons eie lewe uitdruk, daar's net een asemteug tussen my en die dood. En dit geld seker nie net vir die dood nie, nee, dit geld ook vir ons omstandighede. Daar's net een oomblik. Want ek staan partykeer op die rand van 'n ineenstorting en mislukking of moed opgee. En dan voel dit vir my of ek eintlik met die volgende tree in die afgrond in gaan stap. Want daar's net een tree tussen my en die dood. Maar wat Dawid ervaar en wat ons weet, is in hierdie tree is die Here teenwoordig. En dit laat ons sing. Dawid weet dit, as ons kyk na 'n psalm wat hy dit ondervind het, wat hy eintlik hierdie omstandighede ondervind het, dan is dit Psalm 59. In Psalm 59 sien ons dat Dawid omring is deur sy vyande. Julle kan gerus in julle Bybels blaai na Psalm 59 toe, want ons gaan daai ook nou lees, maar Psalm 59 word Dawid oor omring deur sy vyande, omdat hulle deur Saul gestuur is. Dis dieselfde situasie. Hy's een tree van die dood af, maar kyk hoe reageer Dawid. Kyk wat sy reaksie op hierdie een tree. Hy sê, ons het dit in die Wotum gelees, ek sal sing van u mag. In hierdie tree. Hy's omring deur sy vyande. Ons kan onsself indink, nee, in die aand omring deur jou vyande, maar jy sing en jy sê, ek sal sing van u mag. Elke môre sal ek jubel oor u trou, want u is vir my 'n veilige vesting, 'n skuilplek in die tyd van nood. Geliefdes, dis wat jy sing, as jy besef in jou tree tussen jou en die dood, of jou en die afgrond, is die Here. En hy het verbondstrou aan jou beloof. En dis wat ons vandag gaan sien. Die Here maak 'n wonderlike verbond aan ons. En in hierdie tye kan jy weet, jy is veilig. Nou Dawid het sekerlik besef toe hy in Rama was, ons nou gesê hy was in Rama het hy weggekruip vir Saul. Samuel was daar, die profeet Samuel, en hy het daar geskuil om weg te kruip van Saul af. Maar dan kom Saul met 3 stelle mense, en hy kom ook, so dit is 4 keer wat hy hom probeer doodmaak. En nou besef Dawid, net een van 2 dinge kan die waarheid wees. Of Saul is op 'n wonderbaarlike manier verander, sy gesindheid het verander na die episode wat hy as profeet opgetree het, en nou is hy gunstig teenoor Dawid, en Dawid is veilig om weer terug te gaan Jerusalem toe. Of Saul gaan nie ophou nie. Saul gaan aanhoudend mense na hom toe stuur om hom dood te maak. Maar een ding weet Dawid, hy kan nie daar bly nie. Hy moet van Rama afgaan en hy moet gaan uitvind, wat is aan die gang? Wat gaan aan in sy lewe, sodat hy die volgende stappe in sy lewe kan uitvoer? En daarom gaan hy dus van Rama af na Jonathan toe, sy goeie vriend. En hy weet in hoofstuk 18, net 2 hoofstuk voor die tyd, het Jonathan vir hom 'n eed gesweer, dat hy sal vertrou, of hy sal verbond met hom maak, en trou aan hom beloof.
En nou sien ons iets in Psalm 59 en 1 Samuel 20. As ons dit vergelyk, dan sien ons Dawid se eerste reaksie op die feit dat daar's net een tree tussen hom en die dood. Wat is sy reaksie? Nou, Dawid voel of die wêreld om hom ineenstort. En wat doen Dawid? Hy doen selfondersoek. Hy wonder, hoekom laat die Here hierdie ding toe? Hoekom gebeur hierdie ding in my lewe? En dis wat hy vir Jonathan ook vra. Hy vra vir Jonathan, wat het ek gedoen? Wat is my oortreding? 'n Bietjie verder sê hy, toon aan my trou. As ek skuldig is, maak my dood. Hy sê, wat is my oortreding? Het ek dalk sonde gedoen dat die Here my straf? Dan sien ons dieselfde in Psalm 59, waar Dawid sê, die geweldenaars lê my voor om my dood te maak. Hulle wil my aanval, maar ek het nie gesondig nie. Ek het nie oortree nie, Here. Ek is onskuldig en tog bestorm hulle my en val hulle my aan. Kom, help my tog. Geliefdes, is dit nie 'n normale reaksie van ons om dit te doen? As ons in hierdie situasies is waar ons voel ons is op die rand van 'n ineenstorting nie, dan doen ons dit ook, nê? Here, hoekom? Hoekom gebeur dit met my? Wat het ek verkeerd gedoen dat ek in hierdie omstandighede is? Selfde vraag wat Jesus se disippels hom vra in Johannes 9. Dis nie 'n ongewone vraag nie. Johannes 9, dan is die ouetjie wat sy hele lewe lank blind is, hy is blind gebore. Dan vra sy disippels vir Jesus, Here, hoekom is hy blind gebore? Is dit as gevolg van sy sonde of die sonde van sy ouers? Weer eens hierdie stryd, maar wat het hy verkeerd gedoen? Wat het ek verkeerd gedoen dat ek in hierdie omstandighede is? En dan vra hulle vir Jesus, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat die man blind gebore is, sy eie of sy ouers sin? Maar nou kom Dawid by Jonathan. En in sy gesprek met sy goeie vriend, verseker hy hom, dis nie as gevolg van jou sonde nie. Natuurlik weet ons dat die Here ook in moeilike tye met ons werk en ons na hom toe kan terugtrek. Dis amper 'n weg van tug wat hy met ons stap, nie 'n weg van straf nie. Daar's tog 'n verskil, nê? Maar Dawid doen selfondersoek en hy besef, dit is nie wat hier aan die gang is nie. Die Here het Dawid onskuldig verklaar. Dit beteken nie dat Dawid sondeloos was nie, maar in sy verbondsverhouding met die Here is hy onskuldig verklaar. En wat in sy lewe nou gebeur, is 'n gevolg van ons sondige wêreld. Ons gefalle wêreld. Dit is nie die straf van die Here nie. Geliefdes, ons nou gesê, wanneer ons in omstandighede kom, voel dit baie keer vir ons of die Here met ons hart werk, of die Here ons straf, en dan doen ons selfondersoek. En selfondersoek is belangrik, want dit is belangrik om te buig voor die Here en ons sondes te erken as ons dit gedoen het. Maar dit is net so belangrik om te onthou, die Here het jou vergewe. En dan moet ons hierdie drastiese verskil sien tussen selfondersoek en selfverwyd. Selfondersoek is goed, dit is mooi, dit is reg, ons moet dit doen, ons doen dit elke keer voordat ons nagmaal gebruik. Maar selfverwyd is as jy aanhou om jouself eintlik te kastei, om jouself te verwyd, al weet jy Christus het jou sondes vergewe. Jy weet, hy het jou vergewe, maar jy kry dit nie reg om jouself te vergewe nie, en daarom blameer jy jouself die hele tyd vir jou omstandighede. Dis selfverwyd en dit grens so 'n bietjie aan ongeloof. En daarom moet ons onsself elke keer herinner en aanvaar, maar Christus het vir my sondes gesterf, en dit wat in my lewe gebeur is
is deel van die wêreld waarin ons leef, maar die Here is besig en hy's in hierdie tree. Ek kan weet, Jesus het vir my sondes gesterf, hy het opgestaan, hy werk in my deur die Heilige Gees. Hierdie tye beteken nie dat die Here jou wegstoot nie. Inteendeel, in hierdie tye moet jy die Here se verbondstrou ervaar. Nou Dawid het nou vasgestel dat die verbond wat Dawid en Jonathan met mekaar gemaak het, en die woord verbond, net so 'n bietjie afdwaal, die woord verbond is baie keer vir ons kinders 'n moeilike woord, nee, verbond is eintlik net 'n belofte wat hulle aan mekaar gemaak het. Hulle het 'n belofte aan mekaar gemaak dat hulle na mekaar sal omkyk. En Dawid sien nou dat hierdie verbond het nie verbreek nie. Dit is nog stewig vas en daarom maak hy staat op hierdie verbond. Maar kyk dan wat sê hy in vers 8. Hy sê, jy het met my 'n verbond van die Here aan jou verbind. Jy het my met 'n verbond van die Here aan jou verbind. Toon jou trou aan my. Let mooi op die woorde, 'n verbond van die Here. Dawid se veiligheid lê nie in Jonathan nie. Ons gaan 'n fout maak as ons hierdie hoofstuk verklaar en sê dat kyk hoe 'n mooi vriendskapsverhouding was daar tussen Dawid en Jonathan en dit soek om hy veiligheid ervaar het. Sy veiligheid lê nie in Jonathan nie. Sy veiligheid lê in die Here. Dis die Here wat Jonathan se hart verander het, wat Jonathan se hart laat brand het van liefde vir Dawid. Dis nie Jonathan wat uit sy eie uit so 'n goeie mens was nie, dis die Here wat aan die werk is. Onthou, Jonathan is volgende in lyn om koning te word. So wat hy nou prys gee is sy koningskap, sy verhouding met sy pa, sy verhouding met sy familie, en dan om dit nog erger te maak, as jy 'n koning was en iemand anders uit 'n ander familie word koning, die volgende stap is, jy vernietig die hele familie. Jy roei hulle uit, want jy wil nie meer dat hulle koning moet wees, of hulle nageslag koning moet wees nie. So Jonathan waag nie net sy eie koningskap, sy eie lewe nie, maar ook die toekoms van sy familie. En hy kan dit net doen, omdat dit 'n verbond van die Here is. Omdat die Here hierdie vriendskap toegelaat het, omdat die Here is wat hulle twee aan mekaar verbind het. En wanneer Dawid nou sê, toon jou trou aan my, dan gebruik hy 'n Hebreëse woord wat verbondstrou beteken. En dit is 'n baie spesiale woord in die Ou Testament. Hierdie woord dui op genade, onveranderlike liefde, liefde wat selfopofferend is, getrouheid. Liefde waarop jy altyd kan reken. En dis wat Dawid nou vir Jonathan sê, hierdie verbondstrou wat ons aan mekaar verbind, toon dit aan my. En dan praat Jonathan oor die verbondstrou, en dis die gedeelte wat ons gelees het in vers 11 tot 16, en ons het gesien dat dit 'n buitengewone gedeelte is, want Jonathan in die eerste plek is 'n randfiguur. Hy is nie gewoonlik soveel aan die woord, maar hier is hy vir 'n paar sinne aan die woord, en wat opmerklik van hierdie gedeelte is die buitengewone aantal kere wat hy die Here se naam gebruik, en dit moet ons 'n liggie laat aangaan om te besef wat hier aan die gang is. Dit is nie maar net twee vriende wat 'n verbond aan mekaar, 'n belofte aan mekaar maak nie. Nee, hierdie is 'n geloofsaak vir Jonathan. Jonathan het besef, die Here het vir Dawid aangestel as koning. Jonathan het besef, dit is die gesalfde van die Here. Die Here het hom aangestel, en in gehoorsaamheid aan die Here het hy vir Dawid lief. Kom hy hierdie belofte na. Voer hy hierdie aksies uit, al beteken dit vir hom dat hy sy pa gaan prysgee, dat hy sy lewe gaan verloor, dat verhoudings gaan breek, maar hy is lief vir die Here. Wat die Here ook van ons in die Nuwe Testament verwag, nee.
Hy sê, as ons Christus volg, dan sal daar baie keer skeer in verhoudings kom, om hom te volg. Dis wat ons in Jonathan se aksie sien. Hy is so lief vir die Here, dat hy sy koningskap prysgee, om die Here se wil te doen. En dis die verbond wat daar tussen Dawid en Jonathan is, en in hierdie verbond wat die Here tussen hulle gesmee het hulle veiligheid. Hierdie verbond beteken dat harte verander is. Dit is nie jou normale instink gewees om jou koningskap sommer net prys te gee en dood in die gevaar of in die oog te staar nie. Dis onvoorwaardelike liefde. Die Here het sy hart verander. Hierdie verbond gee vir hulle hoop vir die toekoms. Jonathan maak ook staat op hierdie verbond. Hy sê, as jy koning word, dan sorg jy dat my familie nie uitgeroei word nie. So selfs Jonathan kan op hierdie verbond staat maak, want hy weet die Here is ook in die werk in Dawid se hart. En hy is besig om Dawid se hart te verander. Stokkie, die verbond deurtrek na die huwelik, nee. Selfde verbond wat die Here aan huweliksmaats verbind. 'n liefde wat selfopofferend is. Wat myself moet prysgee al hoe meer, wat myself amper moet afsterf om my huweliksmaat te dien. En dis waarin Dawid veiligheid vind in sy verhouding met die Here. Geliefdes, dit gee vir hom krag om te sing. Gee vir hom krag om te sing, al besef hy daar's een tree tussen hom en die dood. Maar hoeveel te meer moet ons nie sing nie? Hoeveel te meer het ons nie veiligheid in die verbond wat ons nie met mense het nie, maar die verbond wat ons met Jesus Christus het. 'n verbond wat hy met sy bloed gekoop het. Dit is die teken van die verbond. Die teken van die verbond wat die doop en die nagmaal afbeeld, of waarna dit verwys, is Christus se bloed wat gevloei het. Christus se bloed wat hierdie verbond vir ons gekoop het. En wat is hierdie verbond? As jy in my glo, is jou sondes vergewe. My verhouding met jou is herstel. Jou verhouding met die Vader is herstel. Hy is lief vir jou. Hy het jou vergewe, jy is skoon gewas voor hom en jy het veiligheid in hierdie verbond. Jy is veilig, al is jy op die rand van afgrond. Jy het 'n verhouding met hom, hy werk in jou deur die Heilige Gees. Hy gee vir jou krag om vir hom te leef. Hy beskerm jou. En geliefdes, dit gaan selfs verder, want ons word nou verseker van die Here se verbondsliefde, sy onuitspreeklike liefde, as 'n mens dink aan 1 Korintiërs 13. Nee, gaan lees 1 Korintiërs 13 om te sien wat liefde is. Dis die liefde wat Christus vir jou het. Dis die liefde van hierdie verbond. En as jy hierdie liefde vir jou sien, dan verwag die Here liefde vir ander mense. Weereens, sekerlik eerste liefde in jou verhouding met jou huweliksmaat, nee, hierdie selfde tipe verhouding. Maar dan ook vir medegelowiges en selfs ook vir die wêreld. Vir almal verwag hy hierdie liefde. Die liefde wat daar, die verbondsverhouding wat daar is tussen Dawid en Jonathan, hier onuitspreeklike liefde wat jy vir jou naaste moet hê. Dis seker die vraag wat ons vir onsself moet afvra, en dis 'n moeilike vraag, nee. Is jy so lief vir jou naaste? Beleef jy die liefde van God soveel dat jy so lief vir jou naaste kan wees? Selfs soos Jonathan vir Dawid. Dat jy jouself kan opoffer, jou eie sienings dalk kan opoffer uit liefde vir jou naaste. Want as jy die Here se liefde so beleef, dan vul dit jou met 'n lied. Die liefde van die Here laat Dawid uitroep, maar ek sal sing van u mag. Elke môre sal ek jubel oor u trou, want u is vir my 'n veilige vesting.
'n skuilplek in tyd van nood. Tot U eer wil ek sing, U my sterkte, want U is my veilige vesting, U is my troue God. En besef mooi, Dawid sing nie omdat die spies weg is nie, maar omdat die Here naby is. Dis wat hom laat sing. Hy maak staat op die troue liefde van die Here, en hierdie troue liefde gee vir hom redding. Die Here gebruik in Dawid se lewe Jonatan om sy troue liefde vir hom te wys. Hy het Jonatan se hart verander om liefde vir Dawid te bewys, om die Here se liefde vir hom te bewys. En hierdie liefde gee vir hom veiligheid. En daarom kan Dawid jubel en juig tot eer van die Here, want hy besef in die Here se verbondstrou is hy veilig. Dit moet jy voortdurend besef. En geliefdes, jy gaan dit dalk nie elke dag ervaar nie. Jy gaan dalk nie elke dag met 'n lied in jou hart opstaan nie, maar ons moet onsself herinner daaraan. Onsself wys daarop, op die verbondstrou, die liefde van die Here, sy nabyheid. En dan sal jy onthou, jy's ewig veilig in sy hand. En as jy dit besef, dan stel dit jou in staat om in die oggende op te staan en te jubel. Al sien jy die spies, al sien jy die afgrond. Geliefdes, dalk staan jy vandag met jou tone aan die rand, op 'n afgrond, net een tree. Maar besef, jy is nie alleen nie. Jesus het vir jou sondes gesterf, sodat die Here hierdie verbondstrou aan jou kan bewys. En daardeur weet ons, die Here is by my in my nood. Ek is veilig in sy hand, veilig vir ewig. Dit beteken nie dat ek nie deur moeilike tye gaan nie, maar hy hou my veilig en hy berei my voor vir die ewige lewe, en daarom kan ek sing. Staan op, besef elke oggend, die Here is lief vir jou, en sing, sodat jy ook saam met Dawid kan sê, maar ek sal sing van U mag. Elke môre sal ek jubel oor U trou, want U is vir my 'n veilige vesting, 'n skuilplek in tyd van nood. Tot U eer wil ek sing, U my sterkte, want U is my veilige vesting, U is my troue God. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, dankie vir U troue liefde. Dankie dat ons na die kruis op Golgotha kan kyk en kan weet, ons Here Jesus Christus het met sy bloed ons aan U verbind. En hierdie verbondstrou hang nie van ons af nie, want as dit van ons afhang, dan sal ons dit elke dag verbreek. Dit hang van U af. U het die belofte met ons gemaak. U het ons uitverkies. U het ons harte verander. U hou ons vas. Help ons, Here, om U vas te hou. Geef ons krag dat ons U liefde elke dag sal raak sien, dat ons sal besef, U stoot ons nie weg nie. U is juis besig om ons nader aan U te trek. U wil juis ons verhouding met U versterk. Ons krag gee. Ons besef nie altyd hoe bevoorreg ons is nie. Maar as ons besef hoe lief U ons het, dan raak ons klein. En dankie dat ons ook hierdie afgelope week U liefde kon beleef in reën wat U vir ons gegee het. Daarom weet ons dat die verbondstrou wat ons aan U verbind, help ons om selfs tot U te bid vir ons daaglikse sorg.
Here, gee ons daaglikse brood. Geef ons reën waar ons dit nodig het. Help ons waar ons baie keer op die rand van ineenstorting staan. U weet wie vanoggend hier is. Wat so voel. Wees met elkeen van ons. Laat ons sing. Laat ons veilig voel in U hand. Ons bid dit as gevolg van die verbond wat Jesus Christus met ons gemaak het, wat ons aan U verbind. Op grond van sy naam. Jesus Christus ons Here. Amen. Broers en susters, daar's nou geleentheid vir 'n insameling van die liefdegawes en daarna gaan ons saam sing en jubel tot eer van die Here uit lied 203 vers 1, 3 en 4.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Geliefdes, net 'n paar afkondigings van die kerkraad se kant af en dan het Doria Dankie Menti. Dan het tannie Doria ook 'n afkondiging wat sy wil maak. Die met vertrek met bewys van lidmaatskap na die NG Kerk Koelgilberg, dis 'n moeilike naam, in Kleinmond, dis makliker, is Gerrit Koorsen, ons wens hom ook die seën van die Here toe, en dan vertrek met attest na die Gereformeerde Kerk Pretoria Magalies Kruin, is Willie Smit. Dan het ons bewys van lidmaatskap ontvang vanaf die NG Kerk Hartbeesfontein van Elmarie Skooman. En ons het ook vorige Sondag het Willemien Kreer vanaf Kroeman ook by ons aangemeld. Is Elmarie en Willemien dalk hierso? Julle kan dalk net vir ons opstaan as een van julle hier is. Willemien, baie welkom by ons en mag die Here jou ook seën. Dis Elmarie. Nee, nie Willemien nie, dis Elmarie. Willemien sal ons volgende Sondag vang. Dan die evangelisasie kalenders. Ons het dit so 'n paar Sondae terug geadverteer en toe dit vinniger as wat ons gedink het uitgegaan. So daar's weer gedruk, dis by die saal agter, as jy net in die saal inkom, is daar aan jou linkerkant 'n kas, is in daai kas is die evangelisasie kalenders. Jy kan een gerus neem en gee dit vir iemand wat jy voel die nood het en nie die Here ken nie, sodat ons saam ook die Here se woord kan verkondig. Baie dankie vir die inisiatief en die mense wat dit gemaak het. Dit is 'n baie goeie hulpmiddel vir evangelisasies. Gebruik dit asseblief in jou daaglikse lewe ook. Dan ek net my papiere hier agter mekaar kry. Julle sal sien van julle het so 'n vorm gekry wat uitgedeel is. Dis 'n vorm van die diakonie af wat 'n behoeftebepaling in die gemeente bietjie maak oor behoeftes wat in die gemeente is. Iets soos missionele ondersteuning, gebedsondersteuning. Ons het so 'n rukkie terug dit op WhatsApp ook uitgestuur en ons weet dat 'n paar mense dit al ingevul het. Ek wil julle eintlik aanmoedig, ons gaan weer die link uitstuur. Nou dit is regtig nie so moeilik nie. Jy klik op die dingetjie op jou foon en dan vul jy die vorm in jou foon in. Wat dit lekker en maklik vir ons maak is, dit gee vir ons die data ingevoer op die rekenaar en ons het dit eenskraps. As ons hierdie vorm nou moet in die rekenaar inlees, dan vat dit langer. Maar jy is welkom as jy nie die knoppie kan druk nie, om die vorm in te vul. Asseblief, ons het die data nodig, so vul die vorm in. En daarso is 'n plek ook wat jy kan sê, waar jy bereid is om betrokke te raak. So as jy, Johannes het ook nou gesê, as jy ma is van 2 kinders, en jy voel jy sien nog kans om 'n ma met 4 kinders te help met iets, dan skryf jy jou naam daarin. En as jy voel jy het deur iets gegaan, 'n moeilike tyd gegaan, en jy voel jy het die gawes om iemand te help, skryf asseblief jou naam daarin, dat ons mekaar kan opbou so ook in liefde. Dan die lief en leed. Ons het in die kompas gesien, dan die Trix van Herden wat nog 'n agterkleinkind ryker geword het. Ons is baie dankbaar saam met hulle. En dan ook Jan Booneskans wat môre 'n rugoperasie ondergaan. Baie sterkte en seën ook vir hom. Dan het ons ook gehoor van ouderling David Diedriks wat in die hospitaal hierdie week was vir operasie. En ons sê ook vir hom sterkte, hy sterk aan by die huis en ons bid ook vir sy gesondheid.
En ons wens ook vir Almien Roots baie geluk, sy het 'n bevordering gekry by die Grootbrak se polisiestasie. Sy is nou adjudant offisier en ons is baie dankbaar ook vir haar vir hierdie bevordering. Ja. Is daar nog ander lief en leed waarvan ons dalk moet weet? Dan net die verjaarsdag. Ek weet daar's 2 mense wat vandag moet opstaan. Die een is my seun en dan oom Karel moet eintlik ook op sy stoel staan want hy word 91 hierdie week, maar ons sal net vir hom sê om op te staan. Maar baie geluk ook aan sy verjaarsdag en Divan, jy kan gou op jou stoel staan dat ons vir jou hande kan klap. Sy baie geluk met jou verjaarsdag hierdie week, Divan. En die volgende mense verjaar ook hierdie week en baie geluk met julle verjaarsdag en mag die Here julle ook seën hierdie dag. Dis Erna Pelser, Kobus Swanepoel, Annike Bezuidenhout. Ons gaan weer verjaarsdag hou hierdie week met my skoonma se verjaarsdag. En Johan Labeskagni, Martin van der Walt, Lou Botha, Zander Braug, Tanya Forsie, Alida Marits, Willie Potgieter, Joe Venter, Marinda Steenekamp, en Karel Maree wat 91 word hierdie week, dit is 'n groot mylpaal. Lou van der Walt, Sarel Venter, Pieter Pretorius, Jeannie Prinsloo, Andrei van Wyk en Johan Watson. Baie geluk aan elkeen van julle. Geseënde dag vir julle. Wag. Asseblief. Ek het vir haar gesê sy moet op my skree as ek vergeet. Ek het geweet ek gaan vergeet. Sy wil net gou iets sê. Doria en ja nee. Julle weet. Sit net asseblief. Sy reg. Goeiemôre julle. Ons gaan letterlik 2 minute wees, want ons weet, julle wil huis toe gaan, julle wil gaan tee drink en die diakens wil vergader. Maar ek wonder nou net, Janine, hoekom nou die mandjie hier vanoggend? Ek wil net vir jou sê, ek berei voor vir ons bring en deel ete. So, ek het nou in hierdie mandjie in my bord, my nagereg bakkie, wat die blokleiers vir julle 'n nagereg gaan gee, my glas vir ietsie om te drink, wat jy ongelukkig self moet saambring, en dan my mes en my vurk en my lepel. Maar my krisis waar ek nie voorberei is nie, is die kos. So geef ons bietjie duidelikheid oor die kos asseblief. Ons hou tog so van eet. Dis die dat ek my koelsakkie gebring het, maar daar's nog nie kos in vir volgende week nie, want dit sal 'n bietjie moeilikheid afgee. Bring volgende week, dis volgende Sondag, na die diens, bring jy enige koue vleiserige hytjie. Dit kan nou 'n quiche, hoenderstukkies, lekker koue tong, gammon, koue vleis, enige lekker kouerige vleisie, bring jy saam en jy bring ook 'n slaai. En as jy so 'n paar ekstra stukkies insit, dan is dit goed, want dan kan ons almal 'n bietjie van mekaar se ook nog proe. So, dit is 'n deel ete, ons gaan bring en deel, maar weet jy wat, as jy nou nie wil deel nie, is dit nie die dood van Katrein nie, want dan bring jy jou bord, en jy haal jou bord uit, en jy eet jou eie kos. Geen probleem nie, niemand gaan vir jou snaaks aankyk nie. En as ek dalk nou my kos vergeet het, wat dan? Ek sou reken, as jy jou kos vergeet het, dan kom eet jy in elk geval. En, wat as jy dalk nie wil eet nie, en jy wil by die huis gaan eet, of jy is genooi vir ete, of jy en jou man gaan uit eet, of soiets, dan kom jy in elk geval en kom kuier net vir 'n rukkie, tot en met etenstyd. So, daar's geen verskonings nie, blok 1 en blok 4, dis julle wat vandag uitgenooi word. Volgende keer by die volgende voorbereidingsete is dit blok 2 en 3. Dan gaan julle weer lekker saam kuier. En hierdie is spesiaal sodat ons mekaar net bietjie beter kan leer ken om 'n tafel, nie net daar waar ons vinnig tee drink en dan woets ons weer uit nie. Kom ons kuier nou sommer net lekker saam.
Janine, wat wil jy nog sê? Nee, ek neem my mandjie op en ek sal bietjie dink oor die kos, maar jy sal my sien nie so hoor. Baie dankie julle almal. Ons sien julle volgende week.